Daar sê goeienaand en welkom by 'n praatjie van die Federale Alliansie. Ek het so pas so verskondig seker so 8 minute gelede, 18 minute gelede het ek 'n praatjie klaar gedoen oor die kritiese kyk na die wit teologie leer en hoe dit betrekking het op ons in Suid-Afrika. En hoe graag ons die boere wil sien vry van hierdie kettinge van net wit mense gaan hemel toe. Jy weet? So, kom ons kyk wie kom op en dan gesels ek met julle. En natuurlik sal die video ook op YouTube geplaas word en dan kan julle dit daar gaan kyk. Maar ek wil vanaand, wat die Federale Alliansie aanbetref, wil ek vanaand vir julle die grondwet, 'n bietjie saam met julle die grondwet deurgaan. Dit is baie belangrik, 'n grondwet. Jy moet 'n grondwet hê. En na aanleiding van die leer wat ons kry uit die kerke uit die Bybel uit, dit wat deur die eeue gekom het, en die wegbreek van hierdie rasse-diskriminasie ding. Weet, ons moet dit totaal en al breek met dit. En seker maak dat elke volk en taal en nasie sy eie grondgebied kry. Daarom is hierdie praatjie vir my van 'n kardinale belang. So, ek sê gehols. En ek sê nou vir julle, né? As 'n ou so hoes, jy het klaar verkoue gehad, jy het nie meer verkoue nie, dis nou net koud en is ongemaklik en jy hoes ook nog steeds, dan is dit nie lekker nie. Veral in die middel van die nag, dan word jy wakker en hoes jy. Mense. In elk geval, so verskoon tog net die suig van die hals, want dit moet nou eers my kele bietjie uitsorteer, sodat ons kan aangaan met hierdie goede. As jy laat opkom, dis okay, begin maar net by die begin van die video en kom ons kyk hoe dit verder gaan. Ja, ek is ou Mani wat vir my, ja, nee, dis beslis Mani. Mani het nou 'n klomp koerante vir my gestuur. So dankie Mani. As ou Mani opkom, dan sal ek vir hom dankie sê, persoonlik dankie sê. Maar ons praat oor die Federale Alliansie en ek gaan begin met die voorwoord. Grondwet van die Christelike Federale Alliansie van Suider-Afrika. Voorwoord verklaring. Ons, die vrye volke van die Federale Alliansie van Suider-Afrika, in erkenning van die soewereiniteit van die almagtige God en die heerskappy van sy seun, Jesus Christus, verklaar en vestig hierdie Christelike federasie plegtig. Met 'n volle hart en skoon gewete, in nederige onderdanigheid aan die heerskappy van Jesus Christus, bevestig ons dat Christus se koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Dit is Johannes 18 vers 36. Maar sy gesag regeer oor alle nasies en heersers. Matteus 28 vers 18. Ons erken dat die burgerlike regering deur God ingestel is, nie om geloof af te dwing nie, maar om kwaad te weerstaan, geregtigheid te bevorder en vrede te verseker. Romeine 13 vanaf 1 vers 1 tot 4 en 1 Petrus 2 vers 14. Daar sê Mani, dankie vir die koerante. Met eerbied vir die woord van God en lesse uit die geskiedenis, vorm ons 'n regverdige en vrye samelewing onder God se morele wet, gemeene reg en kulturele reg, toegewyd aan die waardigheid van alle persone. So dis die voorwoord vir die Federale Alliansie se konstitusie. In die lig van die mislukkings van vorige teokrasieë, en ons sal net daarna kyk, en ryke, verbind ons tot 'n federasie wat regverdig, gedesentraliseerd, multi-etnies en barmhartig is, gegrond nie in dwang nie, maar in vrywillige trou aan Christus, nie in tirannie nie, maar in dienskneg leierskap. Dis 'n groot verskil. Hierdie is nie 'n regerende regering nie. Dis 'n toesighoudende regering.
Dis 'n diensknegregering. Dis mense vir mense. En na 'n periode van 5 jaar kan jy ander mense kies soos wat jy lus kry. Inteendeel, jy kan mense kies na 'n jaar. Volgens die gemeenereg, as jy nie tevrede is met die ou in jou area nie, dan kan jy 'n referendum kan gehou word en jy kan weer kies. So, ons stel hierdie grondwet in stand om vryheid van gewete te beskerm, die onskuldige te beveilig, die gesin te eer, eerlike arbeid te verseker en die waardigheid van elke nasie, stam, taal en volk onder God te handhaaf. Mag hierdie federasie nie deur die krag van die mens bestaan nie, maar deur die voorbesiening van God, en mag dit as 'n lig vir die nasie staan, vas in waarheid, ryk in barmhartigheid en standvastig in hoop. Sole Deo Gloria, aan God alleen die eer. As julle na dit luister, dan en julle kom later op, gee kommentaar, dit sal goed wees. Dit is 'n mondvol, maar ek sê vir julle, alles is 'n mondvol. Ons, die volke van Suider-Afrika, Boer, Afrikaner, Zulu, Xhosa, Khoisan, Kleerling en alle ander stamme, erken Jesus Christus as Heer oor ons nasies. Onder sy gesag stel ons hierdie federasie in stand om geregtigheid, vryheid en vrede vir almal wat in hierdie land woon te verseker. Artikel 1. Fundamentele waarhede. Punt nommer 1. Die geestelike aard van Christus se koninkryk. Die staat sal nie geloof of praktyk afdwing nie. Johannes 18 vers 36. Trou aan Christus is vrywillig. Geen staatsgodsdienst sal verplig word nie. Maar ander godsdienste wat op enige wyse hul godsdienst op 'n Christelike federasie probeer afdwing, sal nie geduld word nie. Die doel van die regering: om kriminele oortredings te straf, nie private sondes nie. 1 Petrus 2 vers 14, Romeine 13 vers 4. Om eiendom, lewe en vryheid van alle inwoners te beskerm. Oppergesag van die wet, van God se wet. Alle aardse gesag is ondergeskik aan die goddelike wet. Daniël 4 vers 25. Alle gesag kom van God. Weer eens Romeine 13 vers 1. Leiers is dienaars van die volk en van God. Markus 10 vers 42 tot 45. Burgerlike mag word aan leiers gedelegeer deur verkiesing en tradisie. Jy sien, 'n koning kan opgevolg word. Dis tradisie. Maar leiers word gekies. Maklik om die verskil te verstaan. Artikel 2, regeringsstruktuur. Dis 'n federale raad van Christelike ouderlinge. Die samestelling is stamkonings, Zulu, Xhosa, Khoisan verteenwoordigers, verkose federale ministers, Eksodus 18 vers 21, kerkleiers en adviserende rolle, Handelinge 15, ek het nog iets so aan hakies gesit, ons gaan dit nog verder bespreek. State, byvoorbeeld die Verenigde Kaapstate, Zululand, behou autonomie oor plaaslike aangeleenthede. Met ander woorde, elke stam het self beskikking. Ag, nie stam nie, elke staat. Wel, elke stam in elke staat het self beskikking. Magte en beperkings. Stel federale wette binne Bybelse grense vas. Termynbeperkings van 5 jaar, eenmaal hernubaar. Deuteronomium. Ek kan nooit daai woord sê nie. Deuteronomium 17 vers 20. Onderhewig aan openbare hersiening en teregwysing, 2 Samuel 12 vers 7. So, julle moet verstaan, ons kyk na die Oud en die Nuut. Dis die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die twee kom by mekaar en ons kyk hoe lyk 'n regering uit God se oogpunt. Die plaaslike regering of die staat
State regeer hulself deur verkose vergaderings. Handelinge 14:23. Besluitneming moet op die laagste doeltreffende vlak plaasvind om vryheid te bewaar. Die regstelsel. A. Bybelse standaarde. 2 getuies word vereis vir skuldbevindiging. Deuter 19 vers 15. Klem op vergoeding, nie wraak nie. Ons neem nie wraak nie. Ne? Exodus 22 vers 1 tot 6. Die Bybel is die hoogste morele standaard, maar geen burgerlike straf is van toepassing op private sonde nie. 1 Korintiërs 5 vers 12 tot 13. Alle wette moet in lyn wees met die 10 gebooie en die bergrede, sowel as gemeene reg en kulturele reg. Natuurlike reg vir nie-Christene. Alle inwoners word beoordeel volgens gewete, morele wet, gemeene regwet en kulturele wet. Ek het dit klaar gesê, Romeine 2 vers 14 tot 15. Geen godsdienstige hof het jurisdiksie oor ongelowiges nie. Jy sien, jy kan nie 'n geestelike ding toepas op iemand wat nie geestelik is nie. So, daar moet siviele wette wees. Wette en geregtigheid, sien aanhangsel B, regsvergadering. Morele wet, alle wette moet die morele waarhede van die skrif weerspieël met onderskeid tussen misdaad en sonde. Voorbeelde van regstoepassing. Kom ons kyk gou 'n bietjie na, ek het so 'n opsomming hierso gemaak van die kwessie, die Ou Testamentiese beginsel, die Nuwe Testamentiese vervulling en die toepassing. Eiendomsregte. Die Ou Testamentiese beginsel is in Exodus 20 vers 15, die Nuwe Testamentiese vervulling is Efesiërs 4:28. Grondhervorming word toegelaat met billike vergoeding. Nie die gemors wat die ANC vandag vir ons uitdis nie. Grondhervorming toegelaat met billike vergoeding. Geregtigheid, Exodus 21:24, Matteus 5:39, straf vir misdaad, vergifnis vir persoonlike aanstoot. Welvaartskapings, Levitikus 25, Lukas 12:33, liefdadigheid aangemoedig, nie afgedwing nie. Oorlog, Josua 6 en dan Romeine 12:18, weermag is slegs vir verdediging. 'n nota hierso van Matteus 5:39, die Nuwe Testamentiese onderrig oor genade geld vir persoonlike gedrag, nie burgerlike afdwinging nie. Romeine 13 vers 4. Afdeling 1, tribunale. Plaaslike regters pas Bybelse vergoeding toe, Exodus 22:1 tot 6. Diefstal byvoorbeeld, verdubbelde terugbetaling, geweld, gevangenisstraf en vergoeding aan die slagoffer. Doodstraf vereis 2 ooggetuies, Numeri 35 vers 30 en geld slegs vir voorbedagte moord. Voorbedagte moord. As jy dit uitgedink het. Jy is deel van 'n bende en jy gaan skiet iemand dood. Daai tipe ding. Afdeling 2, herstellende geregtigheid. Maar wanneer dit kom by hierdie storie van 2 getuies, dit moet getuienis wees wat absoluut geondersoek word. Afdeling 2, herstellende geregtigheid. Gevangenes se fokus op rehabilitasie, Filemon 1 vers 15 tot 16. Moordenaars kan na 25 jaar vir parol aansoek doen indien berouvol. Maar ons sal 10-10-1 die doodstraf terugbring. Dit sal 'n besluit wees vir almal. Want ons kan nie net vir hierdie mense kos gee nie. Hy gaan maak iemand dood, hy het nie 'n werk nie. Hy gaan maak iemand dood, hy gaan sit in 'n gevangenis vir 25 jaar en hy word kos voorsien, TV en al daai goed. So hierdie goed word bespreek. Artikel 4, regte en waarborge. Godsdienstvryheid. Geen amptelike staatskerk nie, almal is vry om te aanbid, te evangeliseer of af te sien, Handelinge 5 vers 29. Beskerming van minderhede, alle etniese groepe het volle burgerregte. Levitikus 19:34, Galasiërs 3:28. Eiendom van minderhede word beskerm tensy onregmatig verkry bewys word. Dit is belangrik. Deursigtigheid en verantwoordbaarheid. Jaarlikse openbare oorsigte van amptenare,
2 Samuel 12:7. Afsetting weens omkopery, onderdrukking of valse leer, weet Deuteronomium 16:19. Afdeling 1, heilige regte. Lewe byvoorbeeld abortus verbode, Exodus 20:13. Eiendom, geen onteiening sonder vergoeding nie, 1 Konings 21 vers 1 tot 19. Aanbidding, almal kan geloof privaat beoefen, openbare godslaster word gestraf, Levitikus 24:16 as boetes nie doodstraf nie. Afdeling 2, gelykheid, geen rasse of etniese voorreg nie, Galasiërs 3:28. Boere selfbeskikkingsgrondregte gehandhaaf, waar titels regverdig is, soewereiniteit, né? Khoisan selfbeskikking erken in voorouderlike lande. Artikel 5, ekonomiese bestuur. Nommer 1 is die anti-woekerwet. Die anti-woekerwet. Jy geweet, lenings aan die armes volgens die Bybel mag geen rente dra nie. Jy geweet. Lenings aan die armes mag geen rente dra nie. Exodus 22 vers 25. Vrywillige liefdadigheid. Burgers word aangemoedig met hulp om hulpbronne te deel, Handelinge 2:44 tot 45. Geen gedwonge kollektivisme of herverdeling nie. Jou goed word nie van jou afgevat nie. Arbeid en voorsiening, almal wat kan moet werk, 2 Tessalonisense 3 vers 10. Welsyn word voorsien vir bejaardes, gestremdes en weduwees, 1 Timoteus 5 vers 3 tot 16. So wat hierdie grondwet aanbetref, ons kyk absoluut na die Bybel. Wat sê die Bybel? Ons wil nie 'n federale alliansie hê waar die Bybel nie van toepassing is nie, waar ons op 'n politieke grondslag werk. Nee, glad nie. Ons wil Bybelse beginsels hê, ons wil die grondwet, die handves, whatever jy dit wil noem, moet vasgemaak word in Bybelse beginsels. Dit is die enigste manier om hierdie job reg te doen. Grond en arbeid, die jubiliejaar beginsel. Die grond keer elke 50 jaar terug aan die oorspronklike van families, tensy dit billik verkoop is, Levitikus 25. Woekerverbod, geen rente op lenings aan burgers nie, Jesegiel 18 vers 8. Geen rente op lenings nie. Dis hoe hierdie rykes ryker word, en die armes armer word. Afdeling 2, belasting, gelyke belasting van 5%, vir infrastruktuur en verdediging en 'n klompie ander goed, 1 Samuel 8 vers 15. Die kerke word vrygestel van belasting af, Numeri 18 vers 21. Artikel 6, verdediging en buitelandse beleid. Ek weet hierdie hele struktuur, of hierdie hele ding kan 'n bietjie boring wees, maar as jy regtig kyk na die diepte van hierdie ding, dan sal jy agterkom maar dit is regtig nie so boring nie. Regverdige oorlog leer. Het jy geweet as 'n regverdige oorlog leer? Oorlog is slegs toelaatbaar indien dit verdedigend van aard is, Lukas 22:36. Deur die federale raad verklaar word, skade aan burgerlikes vermy word, Deuteronomium 20 vers 19 tot 20. Internasionale betrekkinge, lyk my Omani, dis net jy wat opkom. Die nasie sal vrede met almal nastreef waar moontlik, Romeine 12 vers 18. Vlugtelinge kan toegelaat word onder 'n barmhartige en 'n ordentlike proses, of ordelike proses. Wat 'n bladsy is ek nou? Ek is amper klaar. Afdeling 1, regverdige oorlog leer weer. Weermag word slegs gemobiliseer vir verdediging teen aanval. Punt nommer 2, redding van vervolgde minderhede in die buiteland. Dit staan in Ester 4 vers 14. Geen voorkomende aanvalle nie. Afdeling 2, militia stelsel. Elke staat handhaaf 'n vrywillige militia en 'n opgeroepte bataljon. Nehemia 4 vers 14. Artikel 7, lees hy die geskiedenis. Die model, die fout en die korrigering. Ons kyk na alles, né? Ons kyk na alles. Die model, die fout, die korrigering. Die model was
Calvin se Geneva, né? Hulle het kettery gebruik om mense te vervolg. Die korrigering is vryheid van gewete. Die Puriteinse kolonies in Amerika en Engeland, die kerk het die gesag gehad, né? As jy 'n verkeerde ding gedoen het, die kerk jou gefolter. Dan moet 'n duidelike skeiding wees van kerk en staat. Duidelike skeiding, alhoewel die staat werk op Bybelse beginsels. Die boererepublieke, daar was rasse apartheid gewees, en die korrigering is 'n multi-etniese burgerskap in die state, Galasiërs 3 vers 28. Die Bybel sê so. Artikel 8, nasionale identiteit en doel. Punt nommer 1, geestelike etniese grondslag of etiese grondslag. Die nasie erken Christus as die hoogste gesag, maar dwing nie godsdiens af nie. Die federasie sal wees gedesentraliseerd in regering, regverdig in wet, barmhartig in gees, multi-etnies in burgerskap. Finale vermaning: as die regverdiges regeer, is die volk bly. As die goddelose heers, sug die volk. Spreuke 29 vers 2. Ons is amper klaar. Wysiging en ontbinding. Wysigings vereis 75% raadsgoedkeuring en 'n meerderheidsreferendum. Geen staat mag sonder 'n onderhandelingsperiode aftree nie. Wat hierdie beteken is, jy kan nie wegbreek van die federale alliansie sonder 'n onderhandelingsperiode nie. Ratifikasie-klousule, hierdie grondwet moet deur 2/3 meerderheid van die staatsvergaderings bekragtig word en sal die hoogste burgerlike wet wees waarin alle staats- en plaaslike wette moet voldoen. Ampseed, ek sweer om regverdig te regeer, barmhartigheid te betoon en nederig voor God te wandel. Micha 6 vers 8. Mag Christus my verwyder as ek hierdie verbond verraai. Soli Deo Gloria. Alle eer aan God. So lyk my Omani, ek en jy het hierdie ding deurgegaan. Maar ander mense kan dit later deurgaan soos wat ek dit plaas op YouTube. En ek sal dit seker maar môre doen. In elk geval, dit is 'n grondslag, 'n begin. Ek het al reeds 'n klompie ander elemente uitgewerk. Goed wat deel kan word hiervan. Maar vir die federale alliansie is hierdie die grondwet, die eerste grondwet. So kom ons kyk hoe hy vorder en hoe hy groei en hoe hy aangepas word om te doen wat gedoen moet word. Goed. Dit was nie 'n te lange video nie, ek dink dit was iets soos 20 minute gewees. So enige ander mense wat na die ding luister en kyk en so aan, gee asseblief julle kommentaar. En wanneer julle opkom en julle gaan kyk op YouTube, gaan subscribe asseblief man. Gaan like die video en subscribe soos die Engelsman sê en dan vat ons dit daarvan af. Goed, Omani en al die ander mense wat kyk, mooi aand vir julle, hoor.